Goeiemorgen, dit is vrijdagochtend 5 Junie 2026 en ek groet julle hier vanaf die Groot Rivier. Ons hoor 'n groeiende geruis van opstand, van ontevredenheid, van misbruik hier in Suid-Afrika. Ongeag wie die instigators is, ongeag wie hierdie vlamme van onlus stook, is dit al hoe meer hoorbaar by diegene wat weet, wat verstaan, wat hoor en die situasie ontleed. En dan sit jy by die 30.000 mense wat steeds glo in 'n reënboog nasie, waar niks uiteindelik verkeerd sal loop nie, waar almal suksesvol sal bestaan, gelukkig wees en 'n happy ending en live for happily ever after. Nou daai scenario bestaan onder oningeligte mense, mense wat met oorklappe beweeg, mense wat nie blootstelling gehad het nie, en ek wil vanoggend bespreek aan die hand van 'n paar goeie. In die eerste plek, Michael Krupta het geskrywe, "Son, your ego is writing checks your body can't cash." Jou ego skryf checks uit wat jou liggaam nie kan uitbetaal nie. Dis eintlik diep woorde, maar baie ware woorde. Want jy vind 'n verwaandheid onder baie mense en baie leedheid. Die verwaandheid, 'n ego daar in sy binneste, wat hom goed laat sê wat hy nie tot uitvoer kan bring nie. Ons vind dit dan ook toenemend, veral by die onkundiges en die wat nog nooit deur so 'n situasie gegaan het nie. Dis maklik om te sê hoe jy in 'n oorlogssituasie sal optree en hoe jy werklik sal reageer wanneer die vyand op jou skiet. Hoe dikwels het ons nie die chaos gesien van 'n eerste kontak destyds aan die grens nie. 'n Kontak wat na 30-40 sekondes verby is en baie wat nie eens 'n skoot kon aftrek nie, want vir 'n eerste was hy nie gereed om dit te ervaar wat hy vooropgelei was om te ervaar nie. Nou hoeveel te meer sit ons nie in 'n situasie waar ons baie versigtig moet wees oor wat ons sê, oor hoe ons gaan optree, oor wat ons gaan doen, oor wat se checks ons gaan uitskryf. Maar wat ons weet, ons gaan nie gestand kan doen nie, want ons liggaam is nie in daardie posisie om dit te kan maak werk nie. Nou ja, in dieselfde asem, 'n volgende aanhaling wil ek vir julle wys. Moet nooit verander vir die wêreld nie. Die wêreld is 'n valse plek. Dieselfde mense wat jou vandag prys, kruisel jou môre. Moet nooit verander vir die wêreld nie. Die wêreld is 'n valse plek. Die mense wat jou vandag prys, kruisel jou môre. En hoe dikwels sien ons dit nie gebeur in ons lewens vandag nie, waar mense werklik wil probeer wees soos almal rondom hulle, wat hulle wil voorgee wat hulle nie is nie. Met ander woorde, hulle kan nie daardie check vergoed wat hulle met hulle monde uitspreek nie. Die wêreld is vals. Mense is vals. Mense is nie betroubaar in wat hulle sê en hoe hulle optree nie.
En daarom is dit belangriker om op jouself, op jou eie koers, in dit wat jy glo, te bly. Dit beteken nie dat 'n mens nie jou opinie mag verander nie. Dit beteken bloot dat jy nie jou lyf moet draai na dit wat die wêreld van jou verwag nie. Maar eerder wil jy dit doen na 'n wêreld of 'n lewe of 'n omgewing of 'n omstandigheid soos jy dit sien of dan ervaar. Nou, Plato het gesê, never discourage anyone who continually makes progress, no matter how slow. Maar dis daai progress in hierdie opsig wat ons moet kan definieer. Wat is progress? Never discourage anyone who continually makes progress, no matter how slow. En hoeveel mense wat begin sien, wat se oë oopgaan oor die werklike situasie in Suid-Afrika, word absoluut vernietig in die manier waarop hulle dink, die manier hoe hulle dink, die manier hoe hulle redeneer oor 'n aangeleentheid. Want dit is so maklik in vandag se wêreld agter 'n rekenaar om daai eie opinie op ander af te dwing deur afbreekende, lelike toesnoudings te maak, want die rekenaar skiet nie terug nie. So dis baie makliker om van agter hierdie gefortifiseerde skerm in 'n vertrek, langs 'n tafel, op 'n stoep, kommentaar te lewer en om mense amper te probeer dwing om na sy of hom opinies te luister, want net dit is reg. Want die ego skryf weer eens 'n cheque uit wat die liggaam nie kan uitbetaal nie. 'n Cheque kan net deur die bank gaan indien daar genoeg geld in daai bank is. Dit wat jy dus uitsit as 'n cheque, moet jy die kennis en die ervaring hê om daardie cheque uit te betaal, wanneer dit tyd is om hom uit te betaal. Ons sien dan ook dat iemand soos Sancho ook 'n paar uitlatings gemaak het in sy lewe, inteendeel 'n hele klompie. Hy sê, appear weak when you are strong and strong when you are weak. Dit is so 'n belangrike beginsel wat ons moet aanneem. Maar as ek luister na die kommentare van baie mense en hoe hulle die probleme van vandag benader, dan is dit duidelik dat hulle baie swak is. Want hulle probeer sterk voorkom. Hulle probeer kennisgemagtig voorkom, wat eintlik vir jou sê, hulle is swak in dit, waarmee hulle daai cheque, wat hulle uitskryf met hulle ego, mee moet betaal. Ek dink dit is baie belangrik, dat ons nie net dit in 'n groot groeps, in 'n kultuurgroep, 'n organisasie, so 'n manier sien nie. Maar dat ons na hierdie gaan kyk, appear weak when you are strong, is die mense wat nie noodwendige opinie gaan lewer nie, maar wat daaroor gaan dink en mooi gaan dink. En wanneer hy dan sy opinie of kommentaar uitspreek, sal hy dit waarskynlik, daai cheque, kan betaal. Dis belangrik. Maar so baie mense praat sonder om behoorlik daaroor te dink. 'n volgende punt wat vir my uiters belangrik is,
is hierdie punt wat gesê word, to be old and wise, you must first be young and stupid. To be old and wise, you must first be young and stupid. Maar dit sê die jong mense is stupid nie. Dis nie 'n fisiese uitbeelding nie. Maar voordat jy wysheid aan die dag kan lê, moet jy eers jou eie stupidity uitgeleef het, jou foute gemaak het en alles wat jy in glo vandag moet op kennis gebou wees. Daar moet 'n onderbou wees waarna hy verwys daarso, the young and stupid stadium waardeur jy gegaan het. Ek het al baie keer gesê dat my grootste lewensbegeerte altyd as 'n kind was om 'n skrywer te wees, om 'n skrywer te word. Maar die vraag wat altyd by my gebly het was, waaroor gaan jy skryf as jy geen lewenskennis en agtergrond ondervindinge het nie? Dis eers wanneer jy 'n lewe gelei het, wanneer jy goed genoeg toegerus is om hierdie cheque te kan betaal. Dit waarvoor jy jouself uitgee om dit te kan betaal. Daar's 'n mooi woord wat hulle sê, om 'n cheque te kan ander. Jy moet dit kan honoreer. Daar moet genoeg geld in die bank wees. Daar moet genoeg agtergrondkennis wees. Daar moet genoeg ervaring wees voordat jy werklik wise, old and wise kan wees om 'n cheque uit te gee, 'n storie uit te gee, 'n aksie voor te hou wat gebaseer is op ondervinding, ervaring en kennis. En dit is wat ons nodig het in vandag se lewe. Want ons skryf te maklik die egoïstiese cheque uit sonder dat ons die onderbou het om dit na te kom wat ons sê en dit waarvoor ons staan. Daarom is dit belangrik dat jy jou nie deur enige persoon moet laat beïnvloed nie. Daarom is dit belangrik om te kyk na die realiteite en oorsienlik sigbare aksies waarneem, dit ontleed en dit om te sit in 'n aksie wat moet plaasvind om daardie probleem die hoof te kan bied. Suid-Afrika het tans baie probleme en 99% van mense sit net terug en kyk hoe almal, behalwe hulle self voorberei vir 'n moeilike tyd wat voorlê. En daai wat so terug sit, los dit in die hande van 'n paar politici wat ook nie die cheque kan honoreer nie. Want daar's nie die ondervinding, die agtergrond en die kennis nie. Dink oor dit wat ek vanoggend gesê het, terwyl jy jou kondensmelk koffie geniet. Daar's 'n naweek voor. Luister en dink baie mooi oor wat ek sê. En besluit dan of jou eie ego jou weerhou van realisme, jou weerhou van realistiese denke en die erkenning dat jy onderbou nodig het om werklik 'n cheque te kan uitskryf. Lekker dag, lekker naweek en ek is maandagoggend terug by julle.